donker en my hart en siel is uitgeput, sal ek bid. As kettinge my wil vashou en die storms my wil buig, sal ek juig. Want deur alles wat gebeur is daar iewers iets om te leer. Deur die see, al raak die lewe donker, ek weet hy sal my stywer vashou. Ek bly vertrou want ek glo in dit wat ek sien nie. Ek glo in wat nog kan gebeur, wat ek weet, wat God vir my beplan is goed, nie die beste. Ek glo dat alles môre kan verander. Ek glo my God is in beheer. Vader, Seun en Heilige Gees, in U alleen ek glo. Al dwaal ek deur woestyne, met vreugde wat my omring, sal ek sing. As die winterwinde koud raak en die vyand my wil beroof, sal ek U loof. Deur alles wat gebeur is daar iewers iets om te leer. Deur die see, al raak die lewe donker, ek weet U sal my stywer vashou. Ek bly vertrou want ek glo in dit wat ek sien nie. Ek glo in wat nog kan gebeur, wat ek weet, wat God vir my beplan is goed, nie die beste. Ek glo dat alles môre kan verander. Ek glo my God is in beheer. Vader, Seun en Heilige Gees, in U alleen ek glo. Ek weet sy genade, dis genoeg vir my. In alles wat ek doen, alles wat ek sê, sal ek sy naam bely. Ek glo in dit wat ek nie sien nie. Ek glo in wat nog kan gebeur, want ek weet wat God vir my beplan is goed, nie die beste. Ek glo dat alles môre kan verander. Ek glo my God is in beheer. Vader, Seun en Heilige Gees, in U alleen ek glo. Ek glo. Ek glo. Geliefdes, geagte vriende, baie welkom by vandag se boodskap. Ek is pastoor Pieter Boysen van die JCR TMS familie in die Oosrand. As jy my verbinding wil tree, my nommer is 068-577-9817. Na afloop van vandag se boodskap nooi ek jy uit om die nagmaal saam my en my gesin te geniet. Maar voordat ons verder gaan, ons word stil voor ons hemelse Vader. Hemelse Vader, Vader van genade, hoor my smeking. Ek doen soveel sonde, selfs wanneer ek naby U leef. Dit is deur U genade dat ek nie lank al reeds met die dood gestraf is nie. U genade het my in die kruis laat glo, waardeur U my met U versoen het, my deur die groot liefde nader getrek en my in Christus onskuldig bevind. Al is ek aan myself so ontsettend skuldig. Gewer van alle genade, ek smeek U om U genade in stand te hou.
want dit is vir my moeilik om my geloof uit te leef. Versterk my teen die versoekings, want my hart is 'n onuitputlike fontein van sondes. Sedert my kind daar, 'n stroom van sleghede, wat oor alles wat ek doen spoel. Aan u beloftes, my God, hou ek vas. U alleen kan die bose weerkeer. En sonder die steun van u genade struikel ek. Die vuurpyle van die Satan tref my voortdurend. En die skuld wat die vlamme moet keer, val maklik uit my hand. Bemagtig my teen sy lus en aanvalle, dat ek bewus bly van my swakhede, sodat ek van u krag afhanklik bly. En laat elke beproewing my meer van u vrede en u liefde leer. U het u Gees, die Heilige Gees gegee, om u genade in my te vermeerder. Maar ek kan u Gees slegs bemit, as hy voortdurend en aanhoudend in my werk. Bevestig my vertroue in die hoop wat u beloof het. En laat ek nederig en afhanklik van u lewe. In Jesus Christus se kosbare naam bid ek dit alleen. En ek prys en dank u daarvoor. Amen. Geliefdes, liewe luisteraars, die boodskap wat ek vir u wil bring, kry ons in Filippense 4, vanaf vers 4 tot en met 9, en ek lees dit graag vir u. Verbly julle altyd in die Here. Ek herhaal, verbly julle. Laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word. Die Here is naby. Wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes aan alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God. En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Jesus Christus. Verder broers, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat regverdig is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat loflik is, watter deeg en watter lof daar ook mag wees, bedink dit. En wat julle geleer en ontvang en gehoor en in my gesien het, doen dit. En die God van vrede sal met julle wees. Maar ons fokus in die oggend as jy wakker word, kan op die dinge wees, die swaarmoedigheid. Jy kan dadelik dink aan 'n moeilike situasie wat nog vir jou wag vir die dag. Of jy kan dink of jy fokus op dinge wat jou bemoedig. En dit sal jou vreugde bepaal, of die gebrek daaraan. Waaraan dink jy as jy in die oggende wakker word? Een van die grootste dinge wat ons bemoedig, is om in die vreugde te vind in ons Here Jesus Christus, en ons God, en in sy teenwoordigheid. Nehemia 8:11 sê vir ons, verder het hy vir hulle gesê, gaan eet, spys en drink soetdrank, en stuur porsies aan hulle, vir wie niks berei is nie, want hierdie dag is heilig aan ons Here. Wees dan nie bedroef nie, want die blydskap in die Here, dit is julle beskutting. Daar is geen einde aan sy ontferming nie. Dit is elke oggend nuut. Slagriedere 3:22 en 23. Hulle is elke môre nuut. U trou is groot. Die Here is die deel, sê my siel. Daarom sal ek op hom hoop. Ek sê weer, geliefdes, verbly julle. Dit neem net 'n paar oomblikke in die oggend om te fokus, of om jou fokus op iets te rig wat staande bly en altyd alomteenwoordig is. Dit wat jy van God ontvang het, en jou dan te verbly en in die vreugde wat die Here gee. Dit is wat ons ook moet doen
as ons by medegelowiges kuier, om saam in die Here te verbly. Paulus gebruik hierdie woord blydskap of vreugde, wanneer hy nie net die innerlike blydskap beskryf, wat ons in God se teenwoordigheid kan hê, maar ook ons gemeenskaplike blydskap in die gemeente met medegelowiges. Paulus moedig ons aan om mekaar se lewens te verryk, deur te vertel van die dinge wat jou bly maak en lof aan die Here te gee. Die wonderlike boodskap is, die Here is naby. Die groot rede waarvoor ons vreugde kan hê, is dat die Here naby is. Beide in die term van die wederkoms, die manier waarop ons die teks normaalweg lees, maar ook in die term van sy teenwoordigheid in die hede, sy alom teenwoordigheid. Ons kan dus wag om met vreugde die lewe en inskikkelik te wees teenoor alle mense, want die Here is nie ver van ons af nie. Dit beteken onder andere dat hy die vermoë het om in te tree en op te tree in alle situasies waarin ons kan vind. Ons kan ook bly wees, want daar is niks waaroor ons hoef bekommer te wees. Trouwens, as ons weer hy vers gaan lees, vers 6, sê Paulus vir ons, moet oor niks besorgd wees nie, maar laat alles julle versoeke aan die God bekend, deur bid en smeek. Daaraan is 'n behoefte, 'n belofte ook gekoppel. In vers 7, die vrede van God, wat alle begrip oortref, sal in Jesus Christus oor julle harte en gedagtes waak. Amen. Dit is hy, ons Here, ons God, wat jou gedagtes in jou hart sal beskerm. Wat 'n mens natuurlik baie help in hiermee, is as jy doen wat Paulus in vers 6 en vers 8 vir ons gee. Alles wat waar is, alles wat eerbaar is, wat reg is, wat rein is, wat lieflik is, wat lof verdien, ja, watter deeg of watter prysgewende saak daar ook al mag wees, daarop moet julle gedagtes rig. Paulus roep ons dus om tot 'n waarderende positief te leef. Hy moedig ons aan om te kies waarop ons gedagtes rig. En waar ons kies om oor die waarheid na te dink, oor dit wat eerbaar is, om ons te verbly oor alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat lof verdien, dan vul dit ons met die groot vreugde. Ons skep dan weer moed, raak ons binneste sterk, sodat ons die dinge wat verkeerd is kan hanteer. Verder, ander se hart met jou vrygewigheid. Die wonder van God is dat hy daar is vir ons, dat hy ons opsoek en met ons 'n pad stap. Dit was ook die geval in hierdie gemeente van Filippi. Paulus kon hulle oproep om bly te wees in die Here, want hulle het God se besonderse sorg van die begin af beleef. Maar wat dan gebeur, is dat ons kan uitreik en aan ander belê, om aan hulle die ervaring te gee dat God ook vir hulle daar is. As ons regtig ervaar dat God daar is vir ons, kan ons begin om ander se harte te verbly met ons vrygewigheid. Dit het twee dele van die boodskap. Nou skryf Paulus verder in hoofstuk 4, aan sy brief aan hulle. Ek is in die Here besonder bly dat julle nou uiteindelik van nuut af
aan my gedink het. Eintlik het hulle aan my gedink, maar julle het nie die geleentheid gehad om aan my aandag te gee nie. Die gemeente van Filippi is nou al 'n geruime tyd betrokke by hom. Paulus het nog 2 keer besoek op sy 3de sendingsreis na hulle afgelê. Jy kan dit gerus gaan lees in Handelinge 20 van vers 1 tot 6. Hulle het regtig 'n besonderse nou verbintenis aan mekaar gehad. En nou, na 'n tyd van stilte, het hulle weer vir hom ondersteuning gestuur. En hy weet dat dit nie is dat hulle hom enigstens vergeet het nie. Dit is net dat hulle nie 'n geleentheid gehad het om vir hom iets te stuur nie. Hy was immers op reis en dit het baie moeilik gemaak om goed by hom uit te kry. Nou kon hulle egter vir hom iets stuur in Rome, waar hy in huisarrest was. En dit voel nou vir Paulus asof dit van niets af is. Sy gemoed het sommer gelig oor die voorsiening wat hulle gestuur het. Hulle het sy hart, met ander woorde, bly gemaak. Hy is egter gou om te sê dat dit eintlik vir hom glad nie gaan oor sy eie omstandighede nie. Filippense 4:15 en 16 kan dit gerus gelees. Dan sê Paulus nog volgende. Filippense 4:17 en 18. Dit is nie dat ek van julle 'n bydrae verlang nie. Ek verlang eerder dat die belegging wat julle maak toenemend moet groei. Ek het alles ontvang en het dit ruim. Ek het meer as genoeg. Dat ek ontvang het wat julle gestuur het, is dit soos 'n lieflike geur, 'n aannemende offergawe van God behaag, wat God behaag. Soos God in hulle belê het, so het hulle in die koninkryk belê. En dit is hierdie belegging wat hulle in die koninkryk gemaak het, waar Paulus wil hê dat dit moet groei, dat hulle geestelike krediete sal groei. Ons moet dit goed hoor, geliefdes. Dit is nie dat Paulus so seer 'n bydrae van hulle verlang het nie, alhoewel hy natuurlik 'n oorvloed gehad het daar. Dit is vir die waarde dat dit vir hulle self sal hê. Dat hy opgewonde is oor hulle belegging in sy bediening. Paulus verlang ook daarna dat die belegging wat hulle maak toenemend moet groei. Dat dit 'n groot opbrengs sal lewer. Die punt is, elke gawe wat ons gee vir die diens van die koninkryk van God is 'n offer aan God self. Iets waaroor God opgewonde is. Ons belegging in die koninkryk mag God se hart bly. Dit wat hulle aan hom gegee het, aan Paulus gegee het, dit was al reeds genoeg, sodat Paulus kon sê, ek het oorvloed. Maar daar is baie meer opgesluit in hierdie belegging. Soos dat Paulus ook sê, Filippense 4:19 en 20. En my God sal elke behoefte van julle vervul na sy rykdom in heerlikheid deur Jesus Christus. Aan ons God en Vader die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Julle opbrengste in die koninkryk is nie net opbrengste wat op jou belegging daaraan kom nie. Dit is nie asof die dankoffer wat jy gee, of die geloofsoffer vir een van ons sendinge net sorg dat die evangelie aan die wêreld verkondig word nie. Jou gawe aan God is egter 'n belegging in 'n fonds waartoe God self begin bydra. Hy gebruik wat ons tot sy bediening stel en gee ons dan meer, en so die gelykenis van die saaiër. Trouwens, God reageer op ons beleggings in die koninkryk. Voorsien God nie maar in al ons behoeftes nie, en nie maar volgens ons eie maatstawwe nie.
Nee, in ooreenstemming met sy heerlikheid, sy koninkryk, sy rykdom in Christus. Soos wat Paulus op 'n keer in Korintiërs geskryf het, 2 Korintiërs 9 vers 11, sodat julle in alles ryk kan word, tot alle dadigheid, wat danksegging aan God deur ons bewerk. Waar ons belê, in die koninkryk van God belê hy ook in ons. Plaas hy sy rykdom in ons hande, sodat hy 'n opbrengs uit sy eie belegging, uit die vrug van ons lewens kan kry. Dit is wat Jesus in die bergrede alreeds vir ons geleer het. Matteus 6:32 en 33. Want na al hierdie dinge soek die heidene, wat julle hemelse Vader weet dat julle al hierdie dinge nodig het. Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal julle bygevoeg word. Dink 'n bietjie daaroor na. Wanneer jy belê in God, belê God in jou. Ek sê weer vir julle, verbly julle altyd in die Here. Ek herhaal, verbly julle. Die woord bemoedig ons. Dit gee aan ons blydskap in die Here, en ons blydskap vind ons slegs in die Here. As jy as Christen nie waak nie, sal Satan probeer om jou te oortuig dat jou vreugde, jou blydskap in baie ander dinge lê behalwe in Christus. Wanneer my daaglikse vreugde veroorsaak word deur sulke dinge wat in my lewe gebeur, dan word daardie dinge, die dinge van die lewe, my fokus. Sommige mense leef van een hoogtepunt na 'n volgende hoogtepunt, en dit verskaf vir hulle vreugde. Wanneer hierdie hoogtepunte skielik min raak, dan verval so 'n persoon maklik in depressie. Sommige lewe net vir 'n Vrydag, want die naweek se aftye lê voor, die lekker dinge. Dit is hulle bron van vreugde. As ons egter Jesus Christus as ons verlosser aangeneem het, en hom ons bron van vreugde maak, en hom die bron van ons vreugde gemaak het, dan vervlou al hierdie ander dinge, en is dit minder belangrik. Daar is geen groter vreugde as dit wat ons in Christus het nie. Die feit dat God my siel gered het, en my van die ewige hel verlos het, en my van my sonde met God, met Jesus se bloed gewas het, is genoeg rede vir my om elke oggend met dankbaarheid op te staan. Elke oggend, die eerste ding waaraan ek dink, is die heerlikheid, die vreugde van God wat in my is. Sonder dit, geliefdes, liewe luisteraars, is ons dae gevul met aardsgoed. Hoe word jy in die oggend wakker? Wat is die eerste ding wat jy doen as jy wakker word? Dink jy aan jou dag se probleme? Dink jy aan 'n moeilike trip wat jy moet vat? Of dink jy, dankie Here vir hierdie dag, hierdie genadegawe dag wat U aan my skenk? Ons mindset moet begin op God gefokus raak. Ons moet begin fokus op wat God vir ons gee. Nie wat ons wil nie, maar wat God vir ons wil. Amen. Amen. Voordat ons met die nagmaal begin, kom ons luister net eers na hierdie volgende liedjie. Nader my God by U, steeds naderby. Al is daar ook 'n kruis nodig
dan sal my lied nog bly nare my God by U, nare my God by U, steeds naderby. Al is ek ver op reis, dwaal ek alleen, al moet ek ook s'nachts my hoof rus op 'n steen. Dan bring my drome my nare my God by U, nare my God by U, steeds naderby. Dan sien my geestesoog 'n hemelleer, engle gaan daar omhoog en daal weer neer. Halk en roep vir my nader my God by U, nader my God by U, steeds naderby. Nader my God by U, steeds naderby. Geliefdes, nou kom ons by die heerlike gedeelte van vandag se boodskap, die nagmaal. Die instelling van die nagmaal 1 Korintiërs 11 vers 23 tot en met 29 en ek lees dit graag vir u. Want ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het. Dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is, brood geneem het en nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê: Neem, eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word. Doen dit tot my gedagtenis. Met so die beker na die ete met die woorde: Hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. Doen dit so dikwels as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Die nagmaal is in sy wyse 'n verbondsmaaltyd, waar die verbinding tussen Christus en sy gemeente telkens vernuwe word. Dit is 'n gedagtenismaaltyd. Die Here het dit by die instelling van die nagmaal gesê: Gebruik dit tot my gedagtenis. Dit is ook 'n waarborg. Daarom sê hy: Dit is my bloed, dit is my liggaam. Dit is 'n viering van gemeenskap met ons lewende Here en met mekaar. Omdat dit een brood is ons, al is ons baie saam een liggaam. Want ons het almal deel aan die brood. Dit is ook 'n toekomsverwagting. Ons het in die nagmaal die versekering dat die Here een is met ons. Dit is ook 'n vreugdefees. Hoewel die gemeente die nagmaal met erns vier, is dit nog steeds 'n vreugdefees, waar die Heiland op 'n besonderse manier die vrug van sy lyding, sterwe en opstanding aan ons uitdeel. Geliefdes, nou om die volle seën van die nagmaal te kan ontvang, is dit ook nodig dat ek vir julle die waarskuwing moet voorhou, wat vir ons opgeskryf staan in 1 Korintiërs 11, vanaf vers 27 tot 29. Wie dan op 'n onwaardige wyse hierdie brood eet, of hierdie beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die liggaam en bloed van ons Here.
Maar 'n mens moet homself beproef en so van die brood eet en uit die beker drink. Want wie op 'n onwaardige wyse eet en drink 'n oordeel oor homself, terwyl hy die liggaam van die Here nie onderskei nie. Die brood wat ons breek, is die gemeenskap met die liggaam van ons Here Jesus Christus. Neem, eet, dink daaraan en glo dat sy liggaam gebreek is tot alle versoening vir ons sondes. Die beker van danksegging is die gemeenskap met die bloed van ons Here Jesus Christus. Neem, drink, dink daaraan en glo dat sy kosbare bloed vergiet is tot versoening vir al ons sondes. Ons belofte vir vandag kry ons in Jesaja 54 vers 10. Want berge mag wyk, heuwels mag wankel, maar my goedertierenheid sal vir jou nie wyk en my vredeverbond nie wankel nie, sê die Here, jou ontfermer. Barmhartige God en Vader, ons loof en prys U dat U uit genade U seun aan ons geskenk het, as middelaar wat deur sy kruis en opstanding die straf op ons sonde gedra het, en so vir ons die voedsel en drank van die lewe geword het. Ons dank U dat U aan ons die geloof geskenk, waardeur ons in hierdie weldade kan deel. Ons dank U dat ons opnuut deur hierdie nagmaal in ons geloof versterk kan word. Ons bid dat U deur die werking van die Heilige Gees die gedagte aan ons Here Jesus Christus en die verkondiging van sy dood totdat hy kom sal gebruik om ons daagliks te groei in die regte geloof en die innige gemeenskap met Christus. Ons bid dat U deur die werking van die Heilige Gees U goddelike doel met hierdie nagmaal sal bereik. Amen. Do you feel like Bartwan out, wandering in the deserts, or feeling like you're just on a big ocean on your own? While everyone around you goes to places to worship, to praise our Heavenly Father, but you just don't feel that you are comfortable wherever you go. Come and visit JCRMTS. A calling for reformation, yes, at the Jesus Christ Reformation Ministration and Theological Seminary. We have every Sunday at 9 o'clock sermons at Vaal-Oever van der Bijl Park, as well as other venues across the country. We also provide you with faith-based registered counsellors, married officers. We provide funeral services, seminary training, cell groups, youth activities, and much more. So contact myself, Pastor Aubrey Berger, at 076-479-7517, or consult Jill at 074-689-6263. Pastor Peter Boyson at Brakpan 068-577-9817. Pastor Frikkie at KZN 079-261-1332. Evangelist Kobus Smith, yes, he's in the West Rand, 079-509-3306. And then there's Pastor Barry in Primrose at 074-089-7849. There's no excuses anymore. Wherever you want us, you will find us. So, contact us right now. Fire in his eyes and a sword in his hand, and
he's riding a white horse across this land. He has fire in his eyes and a sword in his hand, riding a white horse all across this land. And he's calling out to you and me, will you ride with me? He has fire in his eyes and a sword in his hand, and he's riding a white horse across this land. And he's calling out to you and me, will you ride with me? Will you ride with me? And we say yes, yes, Lord, we will ride with you. We'll ride with him, yes, Lord. And we say yes, Lord. That fire in his eyes is his love for his bride, and he's longing that she be with him, right by his side. That fire in his eyes is his burning desire,
that his bride be with him, right by his side. And he's calling out to us right now, will you ride with me? Yes, Lord, that's all we can say. Yes, Lord. Say yes to you. Yes, Lord. Yes, Lord. Say yes. Say yes to you. We say yes, Lord. We say yes, Lord. Yes, I woke to hear the jailer turn the key and push the door. Get out here, he shouted. I stayed there on the floor, frozen in the terror that rose and filled my brain, for I knew what they intended. I could not face the pain. Then soldiers came into the cell, they dragged me into the yard, threw me down before a cross and brought the whip down hard. Carry it, they shouted as I struggled to my feet. I put my shoulder under it, dragged it to the street. I stumbled through a wall of screams as they drove me through the gates. It seems that thousands lined the street, their voices filled with hate, like a wolf back in the night that moves in for the kill. They closed the gap and followed us as we started up the hill. It seemed I barely reached the top when they grabbed me from behind, threw the cross down under me and tied the ropes that bind the arms close to the beams as they nailed my feet and hands. Then they raised the cross up in the air, dropped it in its stand. Through a blur of pain, I saw the cross there next to mine. There were people all around it, so I looked to read the sign. It was nailed there up above his head so the world could see the news that the man who seemed so helpless there, he was the king of all the Jews. And the crowd that stood around his cross made jokes about his name. They shouted, laughed and spat on him, so I joined in the game. I said, hey, if you're the king, why don't you get us down from here? But the taunt just sounded hollow, and it echoed in my ears. 'Cause he looked at me with eyes that seemed to reach into my heart. They shone the light on all my lies and tore my life apart. There was more that laid behind the gaze than simply blood and clay. And knowing was too much for me, I had to look away. I chanced another look at him while he was looking down to the soldiers who just crucified us, drank there on the ground. And although he spoke them quietly, somehow its words came through. He said, Father, please forgive them, for they don't know what they do.
Then as if they heard him speaking, the crowd began to roar, whipped the frenzy by the priests who urged them on to more. But the worse the accusations, now the plainer I could see the guilt of the accusers, not the man there next to me. But the man upon the other cross began to curse and swear. His voice was filled with venom as he hurled it through the air. All the horror that was inside him had laid his life to waste. Came out in every syllable he flung in Jesus' face. Jesus only looked at him, but something rose inside of me. In spite of all that watched us there, it couldn't be denied. His righteousness and his innocence were shining bright and strong, and I just couldn't keep my silence. If that cursing still went on, I cried out, "Don't you fear the wrath of God?" Even at the end, you'll curse us both into the pit. Is that what you intend? We're only getting what we do. We've sinned our whole lives long. Don't you talk to him that way, 'cause he's done nothing wrong. Nothing wrong. Then with all my courage and a voice not quite my own, I asked him, "Lord, remember me when you come into your throne." He answered me, and even then his love was undisguised. He said, "Before the sun has set today, you'll be with me in paradise." The shouts and curses did not stop, even when the sunlight ceased. But somehow in the midst of it, my soul had been released. Though the agony continued, it was still too small a price to be allowed to hear those words and to die beside the Christ. Then darkness changed to dawning. I heard the sound of voices. The air was warm around me. I stood beside a stream. Abraham was speaking to the multitudes before him. The unfolding of the answers to our prayers and hopes and dreams. And far across the chasm came the rumbling like the thunder, and the Prince of Peace came shining from his mouth. The power stream. And the towers crumbled, and the gates of hell went under, as thousands sang the victory. We have been redeemed. Jesus
not just seated upon the throne. I know he's right here inside my home. I've got a treasure here in my heart, and in my weakness it won't depart. I have a Savior who will abide. He's not just with me, he lives inside. Just go ask Daniel if our God will bring you out, and he will testify. He shuts the lion's mouth. Go ask those Hebrew boys if he'll stick by your side. They will identify the fourth man in the fire. They'll tell you, he's in the he shuts the lion's mouth. Go ask those Hebrew boys if he'll stick by your side. They will identify the fourth man in the fire. They'll tell you, he's in the room. They'll tell you, he's in the room. Oh, yes he is. High. He's there. If I search the earth below, he's there. If I make my bed in hell, he's there. No matter where I go, he's there. Where can I run from his spirit? He's there. Where can I go from his presence? He's there. Even in the deepest depths, he's there. No matter where I go, he's there. If I search the heavens high, he's there. If I search the earth below, he's there. If I make my bed in hell, he's there. No matter where I go, he's there. Where can I go from his spirit? He's there. Where can I go from his presence? No matter where I go, no matter where I go,
the year 2012, I would go out and I would minister. Chandler was just talking about it. I would minister to people and I would watch them be healed, set free, and delivered. And I would go home for days in the dark, under the covers with the curtains closed. I was plagued by depression and rejection. And the main thing the enemy would try to tell me is that I was alone. He would say, yeah, you do all of that. And if you were to die today, they would find another Tasha. Let me tell you something. This is the testimony. I remember being in that dark room. I remember the curtains closed. It was so dark that my roommate, who was my cousin at the time, she came and she told me, Tasha, I can't take it. I got to move out. She left and went to one of our family members' house. Dark place. I was in that dark room crying in my bed. And the Lord came to me. He said, Tasha, get up and wash your face. Because I'm never alone, no. I got up. He said, for one thing, he said, you've been calling it the wrong thing. You're walking around saying you're depressed. This is rejection. Depression is a branch off of the root of rejection. So you've been cutting off branches, but tonight we're going to get to the root. He said, this is what I want you to say every single day. I want you to look yourself in the mirror and you say, I curse the spirit of rejection. And I receive the spirit of adoption. And every single day I walked out my deliverance. I had a revelation then that I will never forget. That I'm never alone now. Never alone now. I'm gonna stay right. I'll stay in His arms right here in His safety. Hey, said I'm never alone. I'm never alone. He'll never forsake.